Baie welkom by vandag se virtuele uitsending van Maagheid Gemeente. Ek wil vandag met jou praat oor my lewe, 'n getuienis. Ek wil begin met 'n verhaal van 'n mamma wat vir haar klein dogtertjie of seentjie die verhaal vertel het dat Christus of God dan daarbey ingesluit so groot is, so almagtig is. Maar sy sê toe vir die ou kleintjie, maar hy woon in ons lewe. En dit kon daai kleintjie nie verstaan nie. Maar as God dan so groot is en so magtig is, hoe kan hy in my lewe bly? En sy vra vir haar mamma, maar sal hy dan nie uitsteek by my lewe nie? En ek het nou vir ons net 'n voorbeeldjie saamgebring om dit te wys en sê, kom ons dink dan aan daai verhaaltjie in terme van hierdie houertjie as ons lewe. Ek en jy. En deur die Heilige Gees kom woon God in ons lewe. Maar kyk, hy steek uit. Hy pas nie in ons houertjie nie. Hy's baie groter as ons. Hy steek uit. En as jy vandag vir my vra, wat is getuienis? Is dit juis my lewe moet 'n getuie wees? Christus, die drie-enige God, moet uitsteek in my lewe. Ander moet hom kan sien, kan beleef en hoe ek optree. En dit is juis wat Handelinge 1 vers 8 so mooi vir ons sê. Handelinge 1 vers 8 sê, en die Gees sal kom en julle sal my getuies wees. Hy sê nie, probeer om my getuies te wees nie. Kyk of julle dit kan regkry nie. Nee, julle sal my getuies wees, want dit is die werk van die Gees, die krag van die Heilige Gees, wat God drie-enig in ons lewe kom plaas. En nou moet hy uitsteek, elke dag. Wat is getuienis? Christus, die drie-enige God, steek uit in ons lewe. Ander mense sien God in jou en my elke dag se lewe. Maar die Bybel sê vir ons verder, getuienis is ook 'n lig. 'n Lig wat moet skyn. Maar weet jy wat is die wonderlike? Dat die Here vir ons kom sê, dis nie jy wat die lig moet wees nie. Dis nie jy wat self die lig moet produseer nie. Ek en jy is maar net 'n weerkaatste lig. Dink aan die maan. Die maan het nie sy eie lig nie, maar die maan skyn helder op 'n volmaan aand. Jy kan sien waar jy loop, want die maan skyn. Hy gee lig. Hy verdryf die donkerte. Christus sê, om my getuie te wees, moet jou lewe 'n weerkaatste lig van Christus wees. 'n Lig wat maar net die donkerte verdryf. 'n Lig wat maar net Christus sigbaar maak. Weereens, hy moet uitsteek in jou lewe. Weerkaats maar net die lig van Christus. Maar daar's 'n derde mooi ding wat die skrif vir ons leer in 1 Petrus 3 vers 1 tot 2. Daar hoor ons van 'n woordlose getuienis. Ek het maar hier net in my hand 'n koordlose mikrofoon. Hy kan werk sonder 'n koord. Die Here sê, die vroue in daardie gedeelte was woordlose getuienis. Hulle was gelowiges, die mans ongelowiges. En Petrus sê, deur julle lewe, sonder dat julle 'n woord gepraat het julle mans vir Christus gewen. Wow, ek en jy is God se woordlose getuienis. Daar waar ons loop, daar waar ons optree elke dag, hoe ons leef, hoe ons met mense praat, daar moet ons 'n woordlose getuienis wees. Weet jy, die wêreld luister nie na 'n preek nie. Hulle lees ook nie die Bybel nie. Maar die wêreld lees ons lewe. En daarom moet ons elke dag kyk hoe ons by die werk optree, hoe ons in ons huis optree, moet dieselfde wees as hoe ons in die kerk optree.
Ons lewe moet daar buitekant 'n woordlose getuie wees, wat iets wys van Christus in ons lewe. En die laaste enetjie is vir my net so mooi. Die Bybel praat in 2 Korintiërs 3 dat ons is 'n brief vir Christus. In die Bybelse tyd het mense aanbevelingsbriewe nodig gehad. As jy by 'n plek kom, hulle ken jou nie, het nie 'n idee gehad nie, het jy 'n brief gehad wat sê, jy is van die of die gemeente en jy's 'n gelowige. En nou sê Paulus dit so mooi, julle is Christus se aanbevelingsbrief. Julle stap rond in die wêreld en die mense lees jou brief en hulle sien jy behoort aan Christus. Hulle sien jou lewe en hulle sien letterlik hoe Christus uitsteek in jou lewe, hoe hy sigbaar is. En die wêreld lees die brief en ontdek so iets van Christus se liefde, so omgee in jou en my lewe. Kom ons wees God se getuies daar buite. Kom ons wees dit omdat die Gees ons die krag daarvoor gee. Hy help ons. Hy sal ons sy getuies laat wees. Gaan wees sy weerkaatste lig daar buite. Gaan wees sy woordlose getuie. Maar gaan wees die brief. Ek sluit af deur te sê, as Christus uitsteek in jou lewe, soos die ou kleintjie gesê het, dan is ek en jy 'n getuie. Mag ek en jy vandag vir Christus laat uitsteek in ons lewe. Amen. Here, maak ons vandag met ons hele lewe getuies vir U. Help ons deur U Gees om dit te wees. Help ons om letterlik U lig te weerkaats. Maak ons selfs Here woordlose getuies. En help ons om daai brief te wees wat uitsteek, wat sigbaar is, wat gelees kan word deur ander mense. Amen.